In geestelike berading is daar so baie mense, Christene, wat absoluut rigtingloos is. Hulle sê, ek wil so graag vir die Here iets doen, ek weet nie wat om te doen nie. Het jy 'n woord vir my van die Here, wat, ek onthou eenslag, 'n klompie jaar gelede, 'n pastoor kom sien my, en sy gemeente is om en dom, en hy is raad op, en jy weet, en ek sê vir hom, wat is jou rema skrif? Hy vra, wat bedoel jy? Ek lees deur die hele Bybel, ek preek oor die hele Bybel. Sê vir my, ek wil weet, wat is jou rema? Hy sê nie, hy weet nie. Ek sê vir hom, my vriend, toe die Here jou geroep het, met watter skrif het hy jou geroep? Hy sê vir my, ja, weet jy, ek het die dag in die bad gelê. En in my gees het ek hierdie skrif gehoor. Maar dit was so kragtig dat my liggaam het eintlik geruk. En toe het ek besluit om voltyds na die Here te gaan. Of voltyds in die dienswerk meer betrokke te raak. Ek sê vir hom, hoe ver is jy nou weg van daai skrif? Hy sê, maar ek het eintlik daai skrif vergeet. Ek sê vir hom, dis hoekom jou kerk lyk soos hy lyk. Gaan terug. Laat daardie skrif waarmee jy geroep is, weer die grondslag word van jou bediening. Want dit is die woord waarop Jesus jou geroep het. En gaan kyk hoeveel skrifte in die woord link met daardie. Gaan terug na jou roeping toe en leef en beoefen dit. En hy was so opgewonde. Dis asof daar weer 'n nuwe lewe in hom gekom het. Noodloos om te sê, ek het nooit weer van hom gehoor. Problem solved. Nou moet ek getuig van my eie lewe. Ek wil so graag hê dat die kerk moet weer 'n getuienis hê. 'n Getuienis wat die mense terug na die huis van my Vader te sal bring. Lewendige getuienisse. Jare gelede, toe daar 'n roeping op my lewe gekom het en ek besluit het om betrokke te raak by die dienswerk van die Here, was daar 2 skrifte. Ek het nie geweet dat ek eintlik sou spesialiseer in geestelike berading nie. Maar pastoor Lou Bredenham, wat my na die Here toe gelei het, hy het voor in my Bybel nog so 'n swart leerband Bybeltjie. Het hy geskryf, ek dink dit is 1 Kolossense 6 vers 3 as ek reg onthou. Laat die woorde van jou mond altyd aangenaam wees
met sout besprinkel, sodat jy kan weet hoe om ieder en elk te antwoord. Min het ek geweet, dat ek 'n leeftyd as 'n geestelike beraader, of 'n prophetic counselor, sou lewe. Ek het toe nog nie geweet, dat dit 'n rema in my lewe sou word nie. En toe kom die Here en hy gee vir my, hy roep my tot hierdie bediening, waar hy homself gekwote het uit Jesaja uit, Lukas 4 vers 18 en 19. Want die salwing van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die evangelie aan die armes te bring, om die wat verbryseld van hart is te genees, om die wat in gevangenskap is, vrylating te verkondig, en aan die blindes herstel van sig, en die wat gebroken van hart is, in vryheid weg te stuur, en 'n aangename jaar van die Here aan te kom. En hierdie rema het my leefstyl geword. Maak nie saak wat ek doen nie, ek kom altyd daarop neer, dat ek dit uitlewe. Ek het in 'n plakkerskamp gaan bly. En ek het geleer dat fisiese armoede baie keer die manifestasie is van geestelike armoede. Wat dit is om te werk met iemand wat deur erge trauma situasie gaan. Wat is gebrokenheid? Werklik. Of ek nou skrifte aanhaal oor vrees, of skrifte oor verwerping, of skrifte oor bitterheid, of van watter angle ek af wil, ook al met 'n pasiënt werk, is dat dis my rema. Dis so aan my gegee. Dit is my autoriteit om op die aarde iets tot vervulling te bring. Ek keer weer terug na wat ek gesê het. Hoeveel Christen mense vra my nie, Eugene, ek is rigtingloos. Ek weet nie waar om te begin nie. Waarvoor het die Here my geroep? Ek sê maar altyd so baie tong in die kies. As ek jou 3 uur in die nag vat, en ek skrik jou wakker, en ek sê vir jou, gee vir my 'n skrif, wat 'n skrif gaan jy gee? Dit is kardinaal belang vir jou om rigting te hou, en ek praat nou met kerkleiers, en met ons gewone Christelike mense. As jy nie 'n rema het wat jou in 'n rigting hou, en daai rigting sal die wil en die geregtigheid van die Vader wees vir jou lewe, want jou gees is gestuur met daai rema na hierdie aarde toe, om jou boekrol wat oor jou lewe geskryf is, Psalm 139, om dit uit te lewe. So was dit die wil van die Vader. En Jesus het reg hierdie skrif aangehaal oor homself, want dit is soos wat Jesaja dink,
Dalk is bietjie onder korreksie, Jesaja 61, waarin Jesaja dit geprofeteer het oor Jesus, en Jesus sê, ek is die een. Nou, ek verhef myself nou nie, omdat ek nou dieselfde skrif gekry het vir 'n roeping nie, maar of ek in Uganda werk onder die arm van die armstes, of ek nou self in 'n plakkerskamp gaan bly het, of waar ook al, ek het 'n sagte hart vir hulle wat in nood is. Deesdae veral vir kinders en ou mense. Kan ek dalk net so 'n klippie in die bos gee? Gooi. Ons seker nou nie gee nie. Gooi nie die bos gaan dit vat nie. Dink ek moet hom maar gooi. Kan ek dalk 'n klippie in jou bos gooi? Is daar nie dalk geestelike armoede of geestelike warmoede by jou, omdat jy nie weet wat is die skrif of die skrifte waar die Here oor jou lewe uitgespreek het en waarmee hy jou geroep het? Mag die rema van die Here oor jou lewe 'n krag, 'n autoriteit, 'n heilige gees geïnspireerde wysheid en insig wees. As dit alreeds so is, mag hierdie anointing op jou lewe 'n dubbele salwing word. Groete vir jou in jou rema. Wees geseënd in Jesus se naam. Amen.